Ons lees Jesus se woorde in Lukas 12 vers 49 wanneer hy sê: Ek het gekom om vuur op die aarde aan te steek. En hoe wens ek dat dit al aan die brand is? Minstellings van Jesus trek ons aandag so vas, soos sy woorde in Lukas 12 vers 49. Wanneer ons hoor sê ek het gekom om vuur op die aarde aan te steek, daag dit ons gemaklike beeld van 'n sagte, stille Messias uit. Tog is hierdie woorde nie hard nie, dit is heilig. Hulle openbaar die brandende hart van Christus vir die transformasie van hierdie wêreld en vir die suiwering van sy volk. Wanneer die skrif van vuur praat, wys dit dikwels na God se suiwerende teenwoordigheid. Sy verfynende werk wat wegbrand wat vals is, sodat wat waar is, kan skyn. Jesus praat nie van aardse vernietiging nie. Hy praat van geestelike aansteek. Hy openbaar sy begeerte om koue harte wakker te maak, sondige lewens te suiwer en herlewing in 'n donker wêreld aan te lok. Hy verlang daarna om ons siele aan die brand te steek met 'n lewe van God. Dink aan hoe vuur werk. Dit kan nie passief wees nie. Dit versprei, dit verteer, dit transformeer alles wat dit aanraak. Op dieselfde manier wanneer Christus 'n lewe binnekom, herrangskik hy nie net 'n paar dinge nie. Hy word nie 'n bydraer of 'n gerief nie. Hy kom om die hart van binne na buite te transformeer. Hy kom om selfstandigheid, trots, bitterheid en sonde weg te bring. Dit te vervang met sy heiligheid, sy liefde, sy waarheid en sy doel. Jesus sê hy wens hierdie vuur het reeds gebrand. Dink aan daardie verlange. Die Here van die hemel verlang nie louwarm geloof nie. Nie halfhartige toewyding, maar 'n volk wat ten volle aan hom leef. 'n Kerk wat brand. Huise wat brand met sy teenwoordigheid. Gemeenskappe verlig deur die warmte van sy liefde en die lig van sy waarheid. Tog kan vuur ongemaklik. Dit ontwrig die status quo. En Jesus maak dit duidelik in die vers wat volg. Die vuur wat hy bring sal soms huishoudings verdeel. Nie omdat hy vreugde het en verdeeldheid, maar omdat die waarheid 'n keuse afdwing. Sy roeping tot disippelskap kan nie ontduik word nie. Om Jesus te volg beteken om sy gees toe te laat om iets nuuts in ons aan te steek. En soms beteken dit om ou patrone, ou vrese, ou identiteite los te laat. Christus se vuur suiwer, maar dit bemagtig ook. Dink aan Pinkster en na Handelinge 2 toe tonge van vuur op die disippels gekom het. Hulle is van vrees bevange volgelinge en dapper getuies verander. Daardie selfde heilige vuur is wat Jesus vandag aan ons wil aansteek. 'n Vuur wat ons in staat stel om dapper te leef, eerlik te praat, offerend lief te hê en getrou te staan in 'n wêreld wat dikwels die dinge van God weerstaan. Hoe verwelkom ons hierdie vuur? Eerstens maak ons plek daarvoor. 'n Vuur het brandstof nodig. Ons brandstof is 'n oorgegewe hart. Een wat sê: Here, verbrand alles wat nie hoort nie. Verfyn my, gebruik my. Tweedens, ons beskerm dit. Vuur kan versmoor. Afleiding, sonde, selfvoldaanheid en vrees kan almal die vlam dek. Ons versorg hierdie vuur deur gebed, die skrif, gemeenskap en gehoorsaamheid. Derdens, ons deel dit. Vuur versprei wanneer dit met iets anders aanraak. 'n gelowige wie se hart brand van die liefde van Christus sal natuurlik warmte en hoop rondom hom aansteek. Jou werkplek, jou huis, jou verhoudings. Dit word almal plekke waar sy vuur kan vat. Geliefdes, Jesus roep ons nie tot 'n koue nominale geloof nie. Hy roep ons na 'n brandende, lewende straal in die lewe. 'n Geloof wat in duisternis kyk. 'n Geloof wat weier om te vestig. 'n Geloof wat mense na God toe trek, omdat hulle iets lewendigs en kragtigs in ons sien. Mag ons vandag die passie in ons Here se stem hoor, wanneer hy sê ek het gekom om vuur op die aarde te steek. En mag ons met oop harte antwoord en sê: Here, laat u vuur in my brand.